Nou, baie welkom, en ek wil wel regtig sê dat ons maak klaar met 2025 en ons kyk vorentoe, en ek dink daar's vir my persoonlik, nou ek gaan regtig die vloer oopmaak vir kommentaar, ek doen dit so 1 keer 'n jaar, maak ek die vloer op vir kommentaar, so ek kan ons al my preek vandag. Ek dink daar's 'n paar dinge in 2025, wat in 2025 moet bly. Okay. So my eerste ding wat ek dink in 2025 moet bly is lang voice notes. Ja, los dit. Ja, maar jy praat met my en dan kan ons dit geniet. Alright, so. Raak, dis my moeilik om nou 'n voice note te luister wat 14 minute en 38 sekondes is. Dis nou raak. Dis te lank, dis te veel. Geef my 'n opsomming dan. Sit dit in ChatGPT en sê vir my gee ons in 30 sekondes dan stuur jy daai ene vir my. Want ek het gesien op ek het hierdie jaar ontdek en ek was dankbaar vir daai ontdekking in 2025 dat jy WhatsApp kan vinniger maak. Maar toe raak ek frustreerd, ek het dit 2 times, waar is die 10 times? Ek wil daai net kry. So ek dink dit moet in 2025 bly. Vir baie van ons nou na Kersfees oor tonnere gewig kan ook maar in 2025 bly net nie. Los dit in die kerk, ons sal dit uitgooi. Los dit net nie. En dan daai ding, raak, dis nou meer van die jonge mense, as die jonge mense WhatsApp stuur vir die pastoor se vrou, jy vra vir hulle vraag, en jy sê vir hulle gou nie so, dan stuur hulle vir jou hierdie ding, 1 letter, kyk. Ek wil jou vra, sit dit 'n oë by, dis al, dit gaan glad nie lank vat nie, sit dit 'n ou kyk, dis al, dit gaan my dag maak. Los dit, kom ons los my goed in 20, los dit net hier man. Is daar iemand hier wat voel, jy moet iets in 2025 los? Ja, wat is dit? Ja, Tannie? Tannie praat te veel, okay. Ek sal maar dit al mee. Nog iemand iets wat ons maar jy moet los in 2025? 6-7. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek hoor dit is 'n super ding. Ek weet nie, so dit bly net hier, waar buite. Tupperware sonder deksel, oorgegee man. Ja, ons is ek mis dit veroorsaak vrek baie spannend. Waar is die ding sit dop? Okay. Ons het nou die dag gaan jag, kry ons 10 for 5, price of 5. So ons hoop al die deksels maak dit deur die jaar. Ja, dis 'n verskriklike ding. Wat sal nog iemand anders ja? Vergelyking met ander mense. Ja, toe ek jong was nou, die van julle wat bietjie ouer is, sal dit na aap is nie 'n regte aapie. So, jy sal vergelyk met ander mense nie. Wie is jy net jy? So mooi netjie, soos die Here jou gemaak het. Nog iemand laaste ene, iets wat ons kan los in 2025? Vrees. Ja, vrees. Ek gaan nou nie preek oor vrees, maar wat ek kan ek gou vir julle 'n geloofswaarheid leer oor vrees vandag. Vrees en geloof werk presies dieselfde. Jy weet nie. Maar geloof is God se manier om ons te skuif in sy wil. Die duiwel gebruik vrees om ons te skuif in sy wil. Job maak 'n ongelooflike verklaring toe hy alles verloor. Sy besigheid, sy kinders, sy slawe, hy kom kry groot smarte. Weet jy wat sê Job? Job sê, wat ek gevrees het oor my gekom, waarvoor ek bang was het met my gebeur. En baie van ons het al gesê, dan gaan jy verkeerd in jou lewe, dan sê jy vir jouself, ek het dit geweet. Gebeur van gebeur. Jy sien, moenie toelaat dat die vyand vrees gebruik om iets te skep wat daar eintlik nie is nie, wat nooit God se hart vir jou was. Dis hoekom Jesus ons leer, deur Paulus se woorde, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek het dit vir jou gegee nie. Om krag, liefde en selfbeheersing. Want geloof, Hebreërs 11 sê, wat is geloof? Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Weer teruggaan. Dis die bewys van die dinge wat ons nie kan sien. Ons kan dit nog nie sien, maar ons het hoop. So kom ons lees, dit is 'n baie goeie. Kom ons los vrees in 2025, laat dit net nie bly. Want anders gee ons wil nie vir die duiwel 'n plek gee om goed te skep wat daar nie is. En ook sê, ja nee, ek het gebeur, dit gaan gebeur. Kom ons los vrees net nie. Maar vir 2026 het ek 'n paar goed neergeskryf, wat ons graag hier by ons gemeente vir die kou gaan. En ek besef van julle op ander plekke in die land, dalk nie hierdie so nodig soos ons nie, maar ek dink eers op die lys is reën. Ons vra die Here dat dit sal reën. Ek wil regtig bid vir almal wat afhanklik is van reën, vir ons boere. Eers mag dit reën op jou plaas. Mag dit nie net om jou reën, mag dit reën op jou plaas. Mag jou damme vol wees, mag die Here reën gee op die regte tyd. En ons gaan die Here ook vra vir reën sonder skade. Amen. Ja. En ek bid regtig dat 2026 'n jaar van ons bid is, Here, dankie vir reën. Dankie vir dit wat U vir ons kom gee het. Dankie vir reën. Ek bid vir jou vir herstel.
as jy skade gelei het in 2025, dat die Here vir jou herstel sal gee in 2026, die Here. As jy sal sien hoe die Here vir jou deure oopmaak en wonde wat gemaak is dalk deur werk, mense, vriende, selfs familie, dat die Here vir jou herstel sal gee. Ek bid vir tweede kanse vir jou. Dit is 'n tweede kans, dat as jy voel, ek het my hand oorspeel, ek het my oomblik gemis, dat jy die Here ook genade sal vind vir 'n tweede kans. Selfs 'n derde of 'n vierde kans, as jy die storie van Hosea gaan lees, dan was baie kans. Maar Here, ek bid vir 2026 dat dit ook jou deel sal wees, dat jy tweede kans, derde, vierde kans. Ek bid vir jou vir genade. En ek weet, dit is dalk 'n cliché wat ons vir mekaar sê, maar ek bedoel dit in my hart, dit mag 2026 vir jou genadejaar wees. So ek weet nie hoe dit lyk nie, ek weet God is reeds daaraan maak, om nie bang nie. Ek kan net aan hom vashou, ons kan net aan hom vashou, maar mag 2026 vir jou genadejaar wees. En ek dink maar die meeste en Willie het dit vir ons gesê, en ek het dit al baie gesê, ek dink die rede vir die mense bestaan is enkelvoudig. Is alles tot die eer van God. Ek glo dis hoekom die mens bestaan. Dis alles tot die eer van God. En mag 2026 vir jou so jaar wees, dat alles wat jy dink, doen en sê, eer bring aan God se naam. Amen? Mag dit jou realiteit wees. Nu by Oase, voor ek na die woord kom, het ons 'n paar dinge wat vir ons voorlê, en ek wil dit net vir ons doen, want ons het baie gaste hierso. Die ene wat ons hierdie jaar die Here voor vertrou is vir die uitbou van die Koeltenetwerk. Ons het 'n Koeltenetwerk begin vir plattelandse gemeentes, regtig plattelandse gemeentes, die klein gemeentes, 300 en minder. En ek wil jou vra as jy terug gaan huis, so julle voel dalk is iets wat julle dalk sal belangstel, of julle wil hande vat met ons. Ons het geen agendas nie. Ons wil letterlik net die platteland bystaan, en die leiers en die leierskap in die gemeentes net bekragtig, om te wees wie God geroep het om te wees. Ek besef as jy hierdie platteland lê, is daar dorpies, daar's nog mense daar. En die van julle wat as jy die kontak het in die platteland, dalk kom jy van so 'n gemeente af, dis baie klein. Die dominee van Wyksvlei sê vir ons, as hulle 26 op 'n Sondag is dit lewe. Die dominee is getrou, hy's tussen twee kerke, ry op en af, hulle bring hulle kant. As ek dink, in Nieuwoud wil daar by die blomme is, hulle moet 10 maande se begroting en 6 weke se blomme kyk opmaak, anders kan hulle nie survive nie. Dis daai ouens se wêreld. En ons as 'n gemeente vertrou die Here dat Oase gemeente, ook 'n plattelandse gemeente, 50 gemeentes kan help hierdie jaar. Ons vertrou die Here. Ons wil regtig dink, ons praat ons glo die Here. So as jy weet van 'n gemeente wat sê ons kan ook net langs julle kom staan. Ons het geen agendas nie. Geen. Ons wil net seker maak die leier en die leierskap is gesond. Hulle het wat hulle nodig het, die gemeente is gesond en wat hulle behoeftes is, en derdens die mandaat wat die Here gegee het vir hulle gemeenskap in hulle area. Hoe kan ons jou help om dit uit te leef? En ons het spanne wat ons kan stuur en predikante wat bereid is om te kom help en langs jou te kom staan. Ons vertrou die Here dat uit hierdie gemeente uit, en ons het dit iets wat gebore is hierdie jaar, maar ons vertrou werklik die Here dat ons 50 plattelandse gemeentes in hierdie jaar gaan help. Want die platteland het nog mense en ons wil die platteland kan blom en floreer en 'n groot impak maak in die koninkryk. Amen. En dan 'n tweede ding nie, so al die ouers, ons begin volgende jaar met 'n ding wat ons noem die fondasie. Die fondasie. Ons is baie opgewonde daaroor, dis vir graad 11 en 12. 'n ander kerk het goed wat hulle noem dit ander goed, soos kateksasie en sulke goed. Maar hier by ons dis vir ons baie belangrik dat ons die fondasie van ons kinders, as hulle uit die skool uit gaan, dat hulle fondasie reg is. Want as die fondasie reg is, kan jy hoog bou. So ek wil vir al die ouers nooi, ons gaan in Januarie, van môre af, gaan die sign-ups ook wees. Maar ek wil jou nooi, as jy 'n kind in graad 11 of graad 12 het, maak seker dat dit ook deel wees van die fondasie. Dit gaan die kredible wees, dit gaan die jaarlikse ding wees wat daar loop. En dan bou ons op na die einde van die jaar toe, na 'n doopdiens toe vir ons graad 11 en 12. Om hulle op te doop, maar as Jesus Christus kies as verlosser en saligmaker, soos hy hulle eerste gekies het, dan gaan ons op hierdie doopwater gaan ons hulle doop en hulle verseël in die koninkryk van die Here. So ons is verskriklik opgewonde oor daai. So ek noem dit maar net vir jou, dis iets waar ons, en daar's 'n klomp ander dinge wat kom, maar dis net twee spesifieke goed wat vir ons nuwerige goeders is in die gemeente. Maar ek wil vandag met jou praat in die volgende 17 minute. Wil ek met jou praat oor gaan wag. Gaan wag. Nou, gaan wag as jy langs mekaar sit, en ek is nie die grootste Afrikaanse kenner nie, maar gaan wag is 'n paradoks. Okay. En ek het nou gaan Google. Ek het nou gevra, verduidelik dit so eenvoudig as wat dit kan vir 'n uur. Wat op maar die platteland groot word, wat is 'n paradoks? Nou 'n paradoks is, al twee stellings is waar, maar hulle is teenstellings. Hulle staan teenoor mekaar. Dis 'n paradoks. So al twee die stellings is waar, maar hulle staan teenoor mekaar en hulle lyk of hulle opponente is van mekaar. En ek wil vandag met jou praat op individuele vlak, vir dit wat in die jaar ingaan, dat jy met 'n hart sal ingaan
gaan en wag. Gaan en wag. En ek gaan dit so uitpak en hopelik sal ek dit goed genoeg doen dat jy kan sien vir wat dit is. En ek wil 2 tekste vir ons uitpak waar Jesus met sy disippels, volgelinge, mense wat hom dien, praat net voordat hy hemel toe gaan. Letterlik, hy is gekruisig, hy het opgestaan. Die tyd wat hy aan die mense verskyn het en selfs tot 500 op een slag, daai tyd is nou verby. Hy gaan nou hemel toe gaan. Nou gee hy in Matteus 28 en dan ook in Markus 16, gee hy wat as jy nou langer met die Here langer as 2 weke dien, gee hy vir sy volgelinge die groot opdrag. Nou die groot opdrag is 'n gaan opdrag. Gaan na al die nasies. Het jy al gelees? Gaan na al die nasies. Leer hulle, maak hulle disippels, doop hulle. Gaan na hierdie plek, gaan Jerusalem, gaan Judea, saam met dit tot die einde van die wêreld en ek gaan met julle wees tot die volëinding van die tyd. Hy gee hulle die opdrag. Markus 16 lees hy so 'n bietjie anders. En hy sê vir in vers 15. Sê en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ek het tussen Kersfees en Nuwejaar dat ek 'n troue gehad. Van die gaste bly op Mauritius. Dis seker verskrik. Hulle bly in Mauritius. Ons raak nou aan die kuier en hulle sê vir ons, weet julle wat? Julle moet by ons kom kuier. Hy sê, bedoel jy dit? Ja, ons bedoel dit. Ek vra dit 2 keer. Moet my nou nie dreig nie. Mag die Here ons Mauritius is. Ek vra dit vir is daar kerk in Mauritius. Ja, die pastoor is baie besig, maar hy wil sê ek moet vakansie toe gaan. Waar toe gaan hy met vakansie? Sy self toe. Okay, is reg. Ons sal Mauritius toe kom en kom instaan vir hulle in Mauritius. Nou, dit is baie maklik om dit te sê. Om te sê, hoorie maar, Mauritius is reg. Maar as iets anders as die Here sê, Iran. So die Here praat, hy praat met sy mense en hy sê vir hoorie ek wil gaan. Hierdie hele idee van wat ons kerk is, alles oral. Ons wil alles oral met Jesus vul. Efesiërs 1 vers 23. Ons glo dat die Here die kerk geroep het, en ook ons kerk om deel van hierdie heerlikheidsbeweging te wees op individuele vlak, missionale vlak en kerkvlak. Dat elkeen van ons wat hier sit is draers van die heerlikheid van die Here. Weet jy dit? Dit mag jy op skok vandag. Maar die Here het sy afdruksel, sy karakter het hy in jou gesit. Jy is 'n draer van die heerlikheid van die Here. So wanneer Jesus met sy disippels kom praat, dan sê hy vir hulle, jy is 'n draer van my heerlikheid en oral waar jy gaan, die hele wêreld vol met jy my heerlikheid gaan dra. Gaan doen dit. Nou ek dink daar alles wat die disippels beleef en ervaar het, daar's 'n Engelse beskrywing. Ek weet nie of Afrikaans, jy moet my help as 'n Afrikaanse beskrywing is vir dit. Die Engels is they were chomping at the bit. Nou, talle, dis 'n perd wat ons so byt op sy ding. Hy gee net my spasie, die gala is aan. As jy daai ouens was reg, hulle het wonder, Jesus het opgestaan het as hy wonder. Ek dink daai ouens was reg om maan toe te vlieg. Hulle kon dit, maar hulle was reg. Let's go. Want hulle het iets beleef van die heerlike krag en opstanding van die Here. En ek glo elkeen van ons hier wat gelowig is, het ergens in jou hart het dit al beleef. Die wonderwerkende krag wat die Here vir jou gedoen het. En in 2026 wil ek vir jou sê, moenie net gaan nie, maar gaan nog meer. Gaan nog meer. Sê Here, gee my nog meer oop deure, gee my nog meer geleentheid om iets van die heerlikheid van God te openbaar aan hierdie wêreld. So dis die een deel wat Jesus sê. En dan in Handelinge 1 gebeur iets baie interessant. Hy praat nou met hierdie goed, hy sê, gaan nou. En toe hy klaar maak en hy klaar vir hulle gesê, sê hy vir hulle die volgende in Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem al weg te gaan nie. Nou die van julle wat net 'n C gekry het vir wiskunde soos ek, dit maak nie lekker sin nie. Hier sê hy vir hulle gaan. Julle moet nog gaan, hulle is reg. Maar toe gaan ons en ek dink hulle begin praat. Jy gaan noord, jy gaan oos, ek gaan suid. Ons gaan soet, jy vat die boot, jy vat 'n donkie, ons gaan. En hy sê vir hulle, goed, maak hulle disippels, hierdie wêreld moet bekeer word, hulle moet die heerlikheid van die Here smaak, die volleinding van die wêreld, hierdie stuk wat Habakuk 2 kom profeteer het, dit moet nou gebeur. En dan sê hy vir hulle, moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor, en hy praat van die Heilige Gees. So Jesus kom, en hy kom wys vir die disippels hierdie 2 prentjies. Nou ek dink daar was een van in die klas, daar was 'n Thomas, hy het nie gesukkel met geloof, so nou en dan. Waar was dit hy? Hy het gesit en gesê, wat wat nou hier gebeur het, maak nie lekker sin nie. Jesus praat, hy bring ons allemaal met mekaar, hy gee ons pep talk, die Engels is, he gives us our marching orders.
Dis julle orders. Ek is nou nie meer hier nie. Boys, ek sien nie hier nie. Dis wat julle nou moet gaan doen. Julle moet nou die wêreld invaar. Gaan. Dis wat julle gaan doen. Maak almal disippels soos ek. Heerlikheid van die Here, doop hulle, leer om alles onder ek's met julle. Go. Toe dit klaar is, toe sê hy, wow. Ek dink Johannes was al by die deur uit. Hy was al weg. Hy sê, kom, seun, kom terug. Want as jy die einde van Johannes gaan lees, baie interessant, Johannes was vinniger as Petrus. Hy het in die Bybel geskryf. Weet jy? Staan in die Bybel. Daar's geen teologiese rede vir in die Bybel te wees nie. Hy sê net ons het saam gehardloop. En ek het verby Petrus gehardloop. En ek het eers by die graf gekom. Ek is eintlik so 'n bietjie liewer vir die Here. Staan in die Bybel. So Johannes was ook in die pad daar wag en hy sê wag, wow. Gaan, maar wag. En dan kry ons hierdie paradoks in die werk in die roeping van die gelowiges. Jy sien, die een roep ons tot aksie en die ander roep ons tot stilte. Gaan weer sê, die een roep ons tot aksie en die ander roep ons tot stilte. Daar is baie mense ongelukkig wat net gaan, maar hulle wag nooit. Hulle bid nie, hulle hoor nie by die Here nie, hulle gaan net. En dan kan hulle nie verstaan hoekom die eiers op die grond lê. Hulle gaan net gou en daar's nooit wow nie. Hulle gaan net. Maar in die kombinasie van die gelowiges is die hart altyd gaan en wag. Ek funksioneer en leef uit hierdie posisie, hierdie dans konstant in my lewe. Een roep ons tot aksie en die ander roep ons tot stilte. Hierdie aksie om te gaan is as draers van die heerlikheid van die Here, terwyl ons diep verbind bly. Ons is in hierdie gaan moment, ons is deel van wie hy is. Dit gebeur gewoonlik meer met mans. Vroeger ouer mans. Jonger mans is bietjie meer streetwise, het ek gesien. Hulle het geleer by hulle pa's en by hulle oupas. Baie goed. Nie alle goed nie, partykeer as jong seun dink ek, o heerlikheid, help ons. Maar ouer mans, Choppie, jy sal nou weet waarvan ek nou praat. Ouer mans hou nie van instruction manuals nie. So ek het nie. Dis asof daai boks dink ek stupid. Wil jy nou die aanname maak, ek weet nie om 'n kas aan mekaar te sit nie. Wat 733 skroewe het nie. Ek weet. Ek het al 'n toolbox. Met 3 skroewedraaiers en 'n tang. En 'n ding wat ek nie weet wat dit doen. En dan wat gebeur? Na baie spanning, gesweets en mamma wat sê, kalm papa. En 'n kas wat so staan. Wat doen ons dan, kerk? Hy is onderste boog. Jy sien ons doen dit. Jy sien dis hierdie idee wat die Here ons laat doen nooi. Want ek het iets wat jy gaan wees en doen in koninkryk. Maar dit kom uit 'n posisie van stilte en verbintenis en wees met my. Dis in daai posisie uit wat ek uit funksioneer. Want jy sien toe die Heilige sê, as jy verder gaan lees, dan sê hy, in hierdie wagposisie gaan iets met jou gebeur. As jy gaan wag, nee, gaan iets gebeur met jou. Jy gaan aangedoen word met krag. Nou weet nie vir jou nie. Tyd moet ek sê, Here, gee my krag. Want dit kom in die wagplek uit. Dit kom nie in die gangplek uit nie, dit kom in die wagplek uit. Maar is in die wagmoment, waar die Heilige Gees baie keer soos vuur, en ek het hy vandag in die kar oor gepraat, waar die Heilige Gees baie keer soos vuur, goed kom wegbrand, wat nie nou moet wees nie. Die eie ek, die eie geite, dink in jou eie idees en jou eie planne. Jy dink jou planne is great. Ek wil nou weer eens maar sy tone trap nie. Jou planne is so great. Wat het ek laas vir jou gesê, die vriende wat nou gas is, ek in die jare dat ek 'n reeks gepraat oor yskas-kuns. Die beste, mooiste ding wat jy kan doen in die koninkryk is yskas-kuns vir die Here. Die Bybel sê ons goeie werke is soos vuil lappe. Ons goeie werke. As jy yskas-kuns het en ons vergelyk dit met die Sistine Kapel wat geverf is, kan nie vergelyk word nie. Die afgehandelde werk van Jesus Christus is dit. My yskas-kuns is net so as ek na die Here toe kom, hy is trots op my en hy vryf na en sê mooi Renie en hy sit dit op die yskas, dankie. Maar dit gaan nie die afgehandelde werk van Jesus beter maak. Asof ek dink my goed is so oulik.
Wat ek wil doen is in hierdie gaan moment, Here, ek wil inhaak by wat U mee besig is. Ek wil doen wat U my gevra het om te doen, want daai kom net uit 'n wagplek. En mag U deur die Gees met my praat, mag U deur die Gees my woorde, my idees, my gedagtes reinig. Daar was 'n boek wat geskryf is, Good Morning Holy Spirit. En 'n incredible gedeelte in hierdie boek, maak die skrywer die opmerking. En hy sê, hoe baie dinge kan die Here nie lankal vir ons uitgesorteer het, as ons nie net gaan sit en wag en luister het. Jy moet dit in jou eie tyd vir jouself antwoord. Hoe baie dinge doen ons baie keer uit ons eie krag, ons eie wysheid en ons eie planne. Ek sal my hande heel eers opstuur. Ek was al, nie Kleiswit, was ek daai baan, ek het die t-shirt en die t-shirt se t-shirt al. Daai baan het ek al gehardloop. Ek het daai skoene al geloop en ek het dit weggegee. Ek is al nie reg nie. En hy skryf en hy sê, kan die gelowige nie hierdie realiteit net leer nie? Jesus sê, gaan en wag. Aan die ander kant kry jy mense, hulle is volop in dispatch. Hanlie het my vandag aangespreek en sê, ek moet ophou met dispatch. Kan dit help nou? Ons het nou Kersdag gemis, maar dit is nou so Stilfontein in Noordwes. Perre oor die Kaap, verstaan? Dit is daai mense, ons kan dit nie help nie, dit is maar net. As jy daar bly, groot genade vir jou, ons bly. Ek het daai mense, en ek ken hulle, ek as pastoor, jy sien hulle so op afstand. Hulle het nie 'n geestelike gelyke in jou kerk nie. Hulle het nie, hulle flout so hoog oor die grond. Hulle het so groot heile wat so agter hulle aangevlieg kom. Hulle is verskriklik diep geestelik. Hulle kan ook nie gewoonlik praat nie. Hulle begin by Genesis, Ekklesiastes en Openbaring aan die kant uit. Dis al gesprek met, hulle is in die hemele. Maar as jy na hulle lewe gaan kyk, jy gaan opweet, watste vrug is daar van die heerlikheid van God hier op aarde? Meeste van die tyd, ongelukkig is dit nul, niks, nada, klaar. Want hulle wag nie die hele tyd. Wag vir iets om te gebeur. Wag vir 'n engelman dat hy moet verskyn. Maar Jesus kom sê, hy sê, gaan en wag. Want as jy gaan en jy het 'n woord van die Here, maar weet jy wat om te doen? Manne, het dit al met jou gebeur? Gebeur baie met my. Dat my vrou haarself strategies opstel in die huis, op die regte plek, op die regte tyd. Sy weet, as ek my sleutel vat, hy gaan nou ry. Sy weet dit. En dan, sy is agter my in die kamer, maar as ek onderkom, staan sy by die deur. Ek weet nie sy het reg nie, maar dan sy net daar. En dan sê ek nou op pad na jou toe. Ek het nou besoek by jou. En dan sê sy, liefie, bring my dit saam. Die probleem is, alle vrouens moet nie vir ons meer as dit goed vra nie. Dis te veel. Okay? Kan nie. Denk, kan nie, dis te veel. Meer as dit goed nie, dis te veel. En nou sê ek is reg, ek het 'n mooi hart, ek het 'n goddelike hart. Maar nou, na my besoek, ek jaag en spar af, is 5 voor 7, ek duikel by die deur, en sê, hou net oop, asseblief, my vrou het my gestuur met 'n woord. En as ek in die eerste gang afkom, wat gebeur, ek onthou net die eerste 3. En dan waar gedink het my vrou my sal omhels met 'n Bybelse kus. Dan vra sy vir my, wat van die melk? Die Mazina, ek is weer eens 'n ding nie. Maar weet jy wanneer is dit anders? As my vrou dit vir my WhatsApp. Nie 'n voice note langer as 'n minuut nie. Maar as dit vir my WhatsApp, hier is die lysie. Weet jy wat kan jy dan doen? Dan gaan ek so, okay, ja, Mazina, ek 'n vraag vir die tannies, wat sy ry is dit? Is dit die regte? Is die regte ding? Jy sien maar nie, ek het gegaan, maar ek het ook dit wat gesê is, draak by my. Ek gaan nie net nie. Dis hardloop nie net. En ek wil jou nooi, dat in 2026, op individuele vlak, gaan baie meer vir die Here. Ek wil jou sê, gaan vir gou. As die spel, en ek het net so 'n paar weke terug gesê, op sy doodsbed gesê, en hy gaan baie diep teologiese goed gesê, hy sê die volgende, moenie so baie tyd mors nie. Jou lewe gaan vinniger verby as wat jy dink. Hier's van julle, jy was gister 12, jy's nou 72. Regtig?
En ek wil jou nooi in 2026, gaan nog harder vir die Here op individuele vlak. Ons gemeente as gemeente gaan dit ook doen, maar dit kom uit 'n posisie uit van ek het gewag en dit was in sy teenwoordigheid. Ek het sy woord gehoor, dit is op die tafel van my hart geskryf. Sy Heilige Gees brand in my hart. Ek gaan met die krag van die Here gaan ek gaan. Dis wat ek gaan doen. Dis hoekom Jesus gesê het, gaan en wag. Jy kan nie die een hê sonder die ander. Want jy sien, as jy net gaan, dan stel jy jouself ook om weg te hardloop vir die Here. En ek weet jy dink jy kan dit nie doen nie, maar jy kan dit doen. Ek het al gesien. Ja, ek loop weg vir die Here. En dan vra ons baie keer van die vir die Here, maar Here het nie van my vergeet. Sien jy my nie meer raak nie, ek weet nie weer al gesê, ek het al gesê. Maar dan moet Renier sy lewe vat en op die gewig van wat die Gees vir my vra op die skaal gaan sit, sê maar, het ek genoeg gewag? Ek genoeg gehoor? Ek kom hierdie jaar kom op by mense. Die vriende wat by ons getuienis nie, so, die een boer wat sê, hoe hy geroep het na die Here in sy kar. Dis wag. Die ander boer vertel my, toe sy beeste siek raak, waar hy langs sê, in die kraal lang, net daar gaan kniel, en sê, Here, hier sit. Dis wag. Jy sien baie keer hardloop, ons doen, en jy moet doen. Jesus was 'n doener. Maar wat sê Jesus? Hy sê, ek doen niks wat ek nie my Vader hoor sê het nie. Ek doen niks wat ek nie my Vader sien doen dit nie. Want ek is hier om die wil van my Vader uit te leef. Alles tot die eer van God. Amen. En ja, ons gaan planne en ons gaan drome as 'n gemeente en 'n geloofsgemeenskap. Oor 2-3 weke gaan ons dit uitrol. So dis wat ons glo die Here ons voorroep in hierdie moment en hierdie tyd wat ons gaan wees. Maar ek wil jou nooi op 'n individuele vlak. Sê Here, 2026 gaan ek meer doen van albei. Ek gaan meer gaan. Ek gaan geleenthede soek. Here, gebruik my. Saai 6 vers 8 sê, hier is ek, stuur my. Ek het nou nog gehoor gepreek. Stuur my, Here. Hier is ek, gebruik my. Jy gaan geskok wees, hy doen dit al. Here, ek gaan en ek gaan wag. As jy net gaan, kan jy jouself op 'n plek wat jy moeg word. Maar van geestelik moeg. Sê, ek gee net die hele tyd uit. Ek luister eendag na 'n pastoor wat praat oor sy eie val, toe hy geval het, en eintlik maar alles in sy bediening geruïneer, en hy sê, hy het nooit die woord van God gevat en dit in sy eie hart geberg. Hy het dit so gevat in die Bybel, en hy het net so gemaak deel. Mag dit nie my en jou deel wees nie. Mag sê, Here, mag u woord eerste pos vat in my, voor ek enigheid vir enigiemand anders gee. Mag dit my deel wees. As kan ek myself moeg kry, frustreerd, en selfs ja, oneffektief. As jy net wil wag, kan iets baie ernstig gebeur, jou geloof kan stagneer, jy raak aksieloos. Ons geen vrug op jou lewe, dat jy wag net. Wag net. Jakobus kom en hy kom skryf in Jakobus 2, hy kom skryf 'n geloofshoofstuk in Jakobus 2, saam met Hebreërs 11, kan hierdie goed eintlik saam lees. Jakobus kom in Jakobus 2 en hy het konstant hierdie aksent dat hy terugkom en hy sê, geloof sonder werke is dood. Geloof sonder werke is soos 'n liggaam sonder 'n gees. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. So as jy net op 'n plek en sê maar, ek gaan net wag op die Here, wil ek vir jou sê, jy gaan wag en jy gaan jou asem uitblaas en jy gaan sterf. Jesus roep disippels, ware disippels, om te gaan en te wag. Hierdie wagmomentum wat sê, ek soek nie net sy leiding en sy tydsberekening nie. Ek soek nie net dit nie, want dit is wat dit is, want ek gaan in hierdie oomblik. Ek dra alles as 'n heerlikheidsdraer, maar ek is diep verbind. Ek is diep verbind tot sy leiding. Ek is diep verbind tot sy tydsberekening. Ek is diep verbind tot rus. Te wag is nie om te slaap nie, dis nie. Kan rus. Ek het by 'n begrafnis gesê, nou die dag, een van ons geliefdes wat ons begrawe het, 'n shalom, die shalom van God beteken die perfekte plek van rus in God se teenwoordigheid. Jy kan in chaos rus. Jy kan, want God se shalom is my lief. Jy kan in die middel van 'n storm, in 2026 kan jy rus, want ek wag op hom. In die Ou Testament is hierdie idee al. Jesaja 40 vers 31, is 'n verskriklik bekende deel in die Bybel. Die wat op die Here wag. Wat is die effek daarvan? Hulle kry nuwe
krag. Jy sien, dis weer die ding, wat ons in Handelinge 1 vers 8, jy sien dit in die Ou Testament al. En hulle het nog nie eens die volheid van die Heilige Gees verstaan nie. Dit is net vir individue. Sê maar, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opvaar en vleuel soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Die van julle wat môre die nuwe jaar parkrun gaan doen, sê Here, ek vat hierdie woord. Hardloop almal weg. So stap nie sal nie maak word nie. Daar's iets wat gebeur, wanneer ons verstaan waar ons Jesus ons roep. Ek gaan en ek wag. En waar kan jou voete jou hierdie jaar gaan vat in 2026? Wie jy loop, is jy saam met ons of is jy terug gaan huis toe? Ek wil Here, herinner my aan hierdie realiteit. Dat jy vir 2026 meer sal gaan met die heerlikheid van die Here. Sê Here, gee my meer geleentheid. Gee my meer oop deur, wat ek die heerlikheid van die Here uit sal uitstraal. Maar wag ook meer. Wag ook meer. Maak seker jy tye uit op individuele vlak en op koöperatiewe vlak om by die kerk te kom. Om saam met ons Here te dien op individuele vlak. Die ou mense, die van julle wat onder 40 is, praat en dit klink soos 'n snaakse woord, praat van stilte tyd. Die ou mense vandag sê, wat is dit? Jy's stil in daai tyd. Jy bid. Jy lees die Bybel. Daar was nog nooit in my tyd, in my lewe lekker doen, dis 'n bos van tyd. Ek kry altyd 'n magtige openbaring. Ek sê, Here, ek sit tyd uit om net te wees by U. Net te wees by U. En dan as jy dit klaar gedoen het, en jy het gelees en jy het gebid, weet jy wat doen ons dan gewoonlik? Die van julle nie geweet nie, jy gaan uit jou kantoor uit of jou huis uit, ek sit gewoonlik hier by kantoor, dan gaan jy aan met jou dag. Jy mis die tweede deel van wag. Wie van julle kan hy Griekse Hebreëse woord onthou wat ek julle geleer het in stilte tyd? Wie kan dit onthou? Bly stil. Dis 'n Griekse Hebreëse woord, nie van daai klas van my woord. As jy nou klaar Bybel gelees het, jy het gebid en jy sê net myself, net 37 versies gelees vandag. Kan ek hier onthou met alles wat jy het gebid en alles wat jy vir die Here gesê het, dankie gesê, hier gaan ek, is my dag, is my goed, is my planne. Dalk kry net 'n openbaring van die Heilige Gees af. En hier, jou plannetjies is mooi, maar julle is beter. Dalk raai omdat hoor jy net, jy het 'n probleem en jy weet nie wat uit te sorteer nie, jy gee dit vir die Here, en hy wil vir jou die antwoord gee, jy's aan die straat op soos Johannes, weg, kom! Jy kom nie terug. En hy oomblik fluister die Heilige Gees aan 'n moment, Renier, bel hierdie ou vandag. Hy wag vir jou oproep. Gaan en wag. Weet jy wat's baie interessant en hartseer? Ek kom met hierdie amper klaar maak, hoor, ons is nou net verby 17 minute. Jesus verskyn aan 500 disippels op een slag. 500. Ek weet wat dit hoe indink, dis baie te veel mense hier is. Op die dag van Pinkster, wie van julle weet hoeveel was in die bosaal? 120. Ja, maar net lekker gehoor wat ek gesê het. Jy moet dit hoor. 500 mense sien hom, hulle vat hom, hulle, dis regtig, dis hy! Hulle hoor gaan, hulle sien dit, hulle is excited, die Messias wat ons gedink het is dood, hy het opgestaan, hy gaan werklik om restoreer en sy koninkryk aarde, hy gaan dit confess, hy het dit gedoen. Maar toe dit by wag kom, toe 500 nie meer daar nie, toe raak 380 weg. Nou iemand kan gevoelig uitwerk wat die persentasie is, maar dis meer as die helfte, selfs ek wat 'n C gekry het in wiskunde. Kan jy sê, dis meer as die helfte het weggeraak. Want in koninkryk voel en lyk altyd lekker om te gaan. Maar die Here nooi ons ook nie meer. Gaan en wag. Want jy moet aangedoen word met krag. Jy moet wag op my, jy gaan dit nodig hê. Want jy gaan in 'n werk instap waar nie almal van jou hou nie. En ek weet wel, jy ook nie van almal hou nie. Ons kan maar eerlik wees, né? Want jy ook kry krag nodig. Maar die Here nooi ons en ek wil hê jy moet dit uitstap hier vanaand. Here help my. In 2026 dat ek sal gaan, maar dat ek ook sal wag. Diep verbind
Diep verbind tot u leiding, die tydsberekening en die rus. Diep verbind tot dit. Want die Here kan in 'n oomblik uitsorteer wat jy al jare mee sukkel. In jou gesin, besigheid, wêreld en werk. Rarig! Kyk, jy moet net sê, vandag gaan ons ou skool. Vandag is dit Grieks-Hebreëus. Bly net stiller en hier. Luister. Jy sal geskok wees. Dit is die realiteit. En as ek vir jou sê, gaan jy dink ek sarkasties met jou. Dalk is ek sarkasties met jou. Vergeef my, dis die laaste dag van die jaar. Ons los sarkasme ook in 2025. Kyk ons. Maar ons het nog so 4 ure oor. Ek gaan dit nou gebruik. Hier kom jy reg vir ons met jou hande dan? Melkkaart in, is jy reg vir ons? Het jy geweet, die Here self wil met jou praat. Dis vir jou die oogloopendste realiteit, maar ek dink jy hoor wat ek vir jou sê nie. Hy wil. Hy kan, maar hy wil. Dis ook wat sy disipels sê. Jy gaan op 'n avontuur gaan saam met my. Jy gaan goed sien, jy gaan goed beleef. Jy gaan gaan. Ek sien op jou, dit gaan great wees. Maar jy gaan wag op. Want in daai wagoomblik gaan ek goed op die tafels van jou hart skryf. Ek gaan my woord in jou hart verseël. Die Heilige Gees gaan wegbrand. Die goed wat nie daar moet wees nie. Kyk maar jou plan en jou idees, jou persoonlikheid en jou dinge op 'n bietjie wegbrand word met die vuur van die Heilige Gees. Dit gebeur daar. Sodat jy vol met krag kan gaan. Hoe weet ek dis iets wat belangrik was vir Jesus? En hier maak ek klaar. Ek is klaar. As jy bietjie deur die 4 evangelies gaan lees. As jy dit gaan lees, kronologies. Jy begin Matteus, jy lees hom deur. Jy gaan Markus, jy lees hom deur. Jy gaan Lukas, jy lees hom deur. Jy gaan Johannes, jy lees hom deur kronologies. Dan gaan jy 'n merker sien wat konstant uitspring. So plop, as jy oplet in die klas. Jy plop, plop, hy spring so uit. Hy sê, en dan Jesus het 'n klomp goed gedoen en sê, en dan het hy een kant gegaan. En dan gaan hy, en hy het een kant gegaan. Wat het daar gebeur? Hy het gaan wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Gaan en wag. En ek wil jou nooi, regtig. Ons pas wil ek het vir jou sê vir 2026, waar kan jou voete jou gaan vat in hierdie land? En van julle wat nou hier vakansie gaan en dan terug gaan Australië toe, waar kan. Vat iets van dit saam met jou saam. Sê Here, ek wil regtig 'n draer wees van die Here. Ek wil gaan. Ek wil bewus wees elke dag dat ek 'n ambassadeur en 'n agent is van die koning van die konings hier op aarde. Elke dag. Maar dit gaan altyd in 'n posisie uitkom. Ek gewag. Die Gees het my volgemaak. Die woord is op die tafel van my hart. Ek is volgemaak van krag. Volgemaak van krag. En ek wil jou nooi dat dit in flip kom help as jy kan. Ek wil jou nooi dat dit in 2026 dis nie of nie. Dis nie gaan of wag. Dis gaan en wag. Dit lyk vir mense buite die geloof soos 'n paradoks. Teenstanders. Maar ek wil vir jou sê, dis die ritme van die gelowige. Raar. As jy vir my vanaand wil vra, wat is die ritme in die lewe van die gelowige? Dan is dit. Gaan en wag. Dan is ek klaar, wat nou hier? Gaan en wag. Weet ek het nou gedoen vandag, Here, wat nou? Gaan en wag. Maar wanneer ek daar is, kry ek nuwe krag. Die volheid van wat dit is. Jy mag dit jou deel wees, want hier is baie krag in die keyboard. Mag het werklik jou realiteit wees in 2026. En mag jy as gelowige die fluisterstem van die Heilige Gees hoor. Van luister. Wanneer jy nou gaan wag. Nou gaan wag. Wanneer jy nou gaan. Jy het jou watching orders. Jy het gehoor wat ek vir jou gesê het. Gesien wat ek van jou vra. Jy moet nou gaan. As ek gegaan het, kom wag. Here, vul my met wie is. Dis nie of nie. Dis en.
Jy mag dit op individuele vlak. Ons gaan as gemeente vlak gaan ons oor 'n klomp goeders doen. Maar mag 2026 werklik, rarig, uit my hart in, vir jou gaan en wag jaar. Gaan en wag jaar. Mag jy die grootte en die wonderwerkende krag van die Here sien gebeur. In jou lewe, jou gesinslewe, jou dorpslewe, jou werkslewe, jou skoolslewe, jou huislewe. Mag jy dit werklik sien. Mag die heerlikheid van die Here uit jou hande, jou mond, jou oë uitstraal. Oral waar jy gaan. Maar mag jy ook diep verbind bly in wie hy is. Mag jy diep verbind bly in sy lyding. Mag jy altyd in 'n plek van rus uitkom. Selfs Jesus het dit gedoen. So Kersdag gepraat, het in volle mens, selfs hy het geweet. Gaan, nou gaan ek een kant wag. Dis my wêreld. En mag dit in 2026 jou deel wees. Alles wat waarvan ons die Here vertrou, deurbrake, wonderwerke, tweede kanse en reën. Maar mag ek en jy sê, Here, stuur my ek's reg. Ek kom meer goed, ek kom groter avonture. Gooi my in die diep kant in. Dis reg, Here. Here, ek gaan ook wag. Ek gaan op my skoene uitskop en weet ek's op heilige grond. Ek gaan ook fyn luister na u leiding. Wat moet ek doen? Wat moet ek nie doen? Wat moet ek sê? Wat moet ek nie sê nie? Wanneer moet ek gaan? Wanneer moet ek nie gaan? Hoekom? Alles tot die eer van God. Hoekom? Alles oral Jesus. Mag 2026 vir jou gaan, wag, jaar wees. In Jesus naam. Amen.